Goeiemôre van my kant af, is 'n voorreg om saam te kan wees. As jy die mikrofoon bietjie uitsny, ons mikrofoon moes ingegaan het vir herstelwerk so bietjie, so hierdie is 'n backup van 'n backup. So ons vertrou die Here dat die woord mooi uitkom en mooi deurkom. Ons begin vandag met 'n nuwe fokus wat ons noem trek die lyn. En trek die lyn is aspekte en dinge wat ek en jy nodig het om te verstaan as gelowiges. Want dit is die goed waar volgens jy jou lewe bepaal, waar volgens jy ja sê en waar volgens jy nee sê. Dit praat oor dinge wat jy bereid is om toe te laat in jou lewe. En die moeilikheid is, as jy nie weet waarom die lyn te trek nie, gaan die lyn maar net die hele tyd vir jou geskuif word. As jy nie weet hoe die lyn lyk nie, gaan iemand anders dit namens jou trek en gaan daar ander prosesse wees waarbinne jy eintlik meeste van die tyd verwarring beleef. En dit is 'n kritiese, belangrike gesprek om te hê. Wanneer jy weet waar die lyn is en waarom om te trek, kan jy hom definitief trek. Dis nie soos daai ouetjie wat op die skoolgrond kom en vir sy boelie in die oë kyk en dit lyn so trek in die sand en sê, trap net oor hierdie lyn. En dan kom die boelie en dan trap hy oor die lyn, dan tree maar net nog een terug, dan trek hy hom nou maar daar. Trap net oor hierdie lyn, dan sal jy nou sien, dan trap hy en dan trek hy maar net weer die volgende een. En so gaan dit aan. En die hartseer ding is, vir ons as gelowiges is dit baie keer ons realiteit. Ons trek die lyn en die wêreld kom en skuif hulle lyn so klein bietjie verder. En skielik sê die kerk, okay, kom ons skuif ook net so klein, nie baie nie. Dis nie so dat dit significant regtig gaan wees nie. Dis nie so dat dit regtig iemand nou gaan offend nie. Maar die wêreld het net so bietjie sy grenslyn geskuif, so kom ons pas dalk net die lyn so bietjie aan. En dit is baie keer moeilik om 'n bewustheid te hê van wat die woord van jou en my verwag, wat dit in jou en my lewe kom losmaak, want dit is interessant hoe die wêreld baie keer subtiel die lyn skuif en baie keer blaatant daai lyn skuif. En dit raak op so 'n level waar 'n lyn geskuif word waar gesê word, ons kan nou maar sê en kies wat ons wil wees in plaas van om te sê jy is een man of jy is 'n man of 'n vrou. Dit is die opsies wat daar is. En die lyn word net so 'n bietjie geskuif. Skielik word daar huwelike aanvaar van dieselfde geslag en dit raak 'n moeilike gesprek in die kerk. En dan dink ek, maar dit moenie 'n moeilike gesprek wees nie, want daar's 'n lyn wat die Here getrek het. En ons moenie bang wees vir die moeilike gesprekke nie, want wanneer die lyn getrek word, moet dit nie net lyne wees wat ek en jy trek nie, dit moet lyne wees wat die Here vir jou en my kom duidelik trek en ek en jy val net eintlik by dit in. En in daai konteks is dit eintlik 'n voorreg om te kan sê, ons gaan in die volgende paar weke dalk 'n paar moeilike gesprekke hê. Maar in hierdie volgende paar weke vertrou ek die Here dat hy vir ons weer kom wys waar die lyn is en dat dit nie dowwe lyne gaan wees nie. Want dis wat baie keer vir ons ook gebeur. Ons weet die lyn is daar, maar die lyn raak so dof. Dit raak amper soos daai ou wat op 'n stadium gesê het, "You're so far away from the line is a dot to you, my friend." Nee, dis nie eens meer 'n lyn nie, dis net 'n kolletjie. Die lyn is daar, maar dis net 'n kolletjie wat daar uitsteek. Nou, ons gaan in die volgende klompie weke gaan ons uit die boek Daniël gaan ons werk, want Daniël het 'n amazing konteks wat hy eintlik vir jou en my selfs in 'n moderne tyd kan oopboor eintlik oor hoe ons lyne moet trek in ons lewens. As jy jou Bybel het, ons gaan by Daniël 1 stil staan vandag. Nou, Daniël 1 is Nebukadneser die koning wat natuurlik Jerusalem verwoes het. En in daai prentjie het hy hulle almal gevat in ballingskap in en dit raak 'n moeilike tyd in Israel se geskiedenis. En hy kies dan die beste en die slimste en die sterkste jong manne om deel te raak van eintlik sy paleis en deel van sy regering en deel van die ouens wat geskool moet word binne in die Galdeese of natuurlik dalk beter bekend as die Babiloniese kultuur. Hulle moet blootgestel word aan 'n klomp dinge wat hulle lewens gaan kom beïnvloed. Hulle moet geleer word wat die kultuur is. Hulle moet geïndoktrineer word oor dit wat hierdie nuwe geloof of nuwe verstaan of nuwe verwysing vir hulle moet kom losmaak. En dan lees ons in Daniël 1 vers 3 tot 5 die volgende. Ek gaan vir jou meestal uit die ou vertaling uitlees vanoggend. Hy sê, daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring. Nou, daar's baie dinge baie keer om voor dankbaar te wees. Jy kan dankbaar wees dat jou naam nie Aspenas is nie. Jong seuns, vers 4. Jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was, en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap
en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien, en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer, en die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. Die amazing deel van hierdie konteks, eerstens is vir my dat die Bybel vir ons sê, hierdie is jong seuns. Dis jong seuns wat gekies word uit die stam van Israel, uit Jerusalem uit, en gesê word, hierso is kinders wat oud genoeg is om al kennis en wysheid te hê in sekere opsigte. Dis ouens wat al geskool is in wetenskap en 'n verstaanheid van sekere dinge. Dis ouens wat bekwaam is om take te kan uitvoer, maar hulle is jonk genoeg om beïnvloed te word. Dis 'n prentjie wat eintlik so duidelik word, waar die Bybel sê, hierdie is nie ouens wat al deur 'n klomp toetse gegaan het nie. Hierdie is nie ouens wat al die lewe uitgefigure het op elke plek en elke front en elke konteks van hulle lewe nie. Hierdie is jong seuns wat nog beïnvloedbaar is, alhoewel hulle al redelik geskool is en eintlik goeie kennis opgebou het, is hulle nog steeds beïnvloedbaar. Meeste kommentare sê, hierdie jong seuns is 10-1 tussen die ouderdom van 13 en 15 jaar oud op daai stadium. Dis 'n incredible konteks om te hê. Dis 13 jaar oud is jy nog in die laerskool of vroeg hoërskool. Dis die prentjie van dit wat ons hier eintlik beleef, en die agenda is, ons met hierdie jong seuns moet ons leer in ons oortuigings. Ons moet hulle blootstel in dit wat ons wil glo. Die agenda is, hulle moet net dink en praat en reageer en glo soos wat ons in Babylon glo. Dis die agenda. Hulle het 'n agtergrond en 'n kultuur van ander dinge, maar die agenda is, ons het nodig dat julle denkwyse kom verander om te dink soos wat ons dink in hierdie omgewing. En boop dit alles natuurlik, ons ken die storie goed, word hulle name verander in Daniël 1 vers 6 en 7. Hy sê, en onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Mishael en Asaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsassar genoem, en Hanania Sadrag, en Mishael Mesach, en Asaria Abednego. Nou net vir interessantheidsonderhalwe, Daniël, die naam Daniël beteken God is my regter, of God is my oordeel. En so het elkeen van die Hebreëse name van hierdie jong manne wat genoem word, 'n vergelyking gehad of 'n karaktereienskap of 'n uitdrukking van wie God is. So daar's 'n prentjie van hierdie ouens word blootgestel in die geloof van dit wat hulle het vir die Here. Hulle word in hulle name eintlik ingebou. Die Here is my regter, Danielson. Die Here is die een wat my oordeel. Die Here is in beheer van my lewe. En nou kom hulle en word name verander. Daniël se naam spesifiek, Beltsassar, word gekoppel spesifiek aan 'n ander god van Babylon. Hoofstuk 4 vers 8 sê, en dis Nebukadneser wat praat, hy sê, totdat uiteindelik Daniël voor my ingekom het, wie se naam Beltsassar is, na die naam van my God. Met ander woorde, hier kom Daniël se naam, en dit wat eintlik gesê het, die Here is my oordeel, word skielik gekoppel aan 'n nuwe betekenis wat gesê het, Beltsassar beteken dat ek bewaar Baal. Die proses van dit wat in my lewe gebeur, is tot beskerming van dit wat Baal doen, en dit wat die koning wil hê, moet gebeur. En skielik skuif sy naam van 'n ontdekking van God is my oordeel, na ek moet die bewaar in die land van wie ek nou is. En is interessant, dat Daniël se naam bly Daniël reg deur die boek Daniël, alhoewel sy naam verander het, en alhoewel sy naam 'n nuwe betekenis het, verwys die Bybel konstant na hom as Daniël. En meeste kommentare sê, hier is nou net vir 'n bietjie side note, dit is net vir so bonus stukkie inligting vir die van julle wat hou van daardie tipe Bybelstudie. Die rede hoekom meeste kommentare glo dat sy naam Daniël bly, maar Sadrag, Mesach en Abednego word die hele tyd op hulle Babyloniese name genoem, is die feit dat sy naam gekoppel word direk aan 'n afgod. En die Here sê eintlik, in daai prentjie van vernuwing en verandering, sal jou verwysing nooit wees wat gekoppel word aan 'n nuwe God nie. Sal dit nooit wees wat gekoppel word aan 'n nuwe verwysing van 'n ander raamwerk wat jou wil kom beïnvloed nie. Daar's goed wat jou gaan kom wil verander, maar dit wat jou oortuiging is aan jou binnekant, dit sal altyd dieselfde bly. So hulle word onderrig in hierdie nuwe kultuur, hulle name word verander, en waar trek hierdie jong manne die lyn? By die kos. Daniël 1 vers 8 en 9 sê, en Daniël het hom voorgeneem om nie te verontreinig met die spys van die koning,
of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. Hierdie is my incredible, hoe hierdie jong manne op hierdie spasie ingetrek word, en hoe hulle blootgestel word op 'n 3 jaar kursus, 3 jaar aan die skool van Babylon, moet blootgestel word om die skrifte te leer, om hulle verstaan van die wetenskap te leer, om hulle blootstelling te gee aan hulle prosesse van dit wat hulle oortuiging is, van dit wat die wêreld moet wees, en wat die wêreld vir ons moet inhou. En hier kom hulle en hulle sê, jy kan my kultuur verander, jy kan my taal kom verander, jy kan my verstaan van dinge kom beïnvloed, jy kan tot my naam verander, dis alles alright, maar ek trek die lyn by die kos. Ek trek die lyn by hierdie gedeelte waar die Bybel eintlik so mooi uitdrukking gee. Hy sê, hier's die probleem wat Daniël gehad het, nie die feit dat die kos net daar is nie, die feit dat dit eintlik verontreiniging voorstel. Want hierdie ouens is nie op die plek waar hulle die reëls, ons moet onthou hierdie is Ou Testament, waar hulle die reëls van die Jode nou gehoorsaam het nie. Hulle het nie diere se bloed gedreineer as hulle geslag het nie. Hulle offer dit aan die afgode. En Daniël kom op die plek waar hy sê, jy kan met my doen wat jy wil. Jy kan my taal verander, jy kan my oortuigings oor sekere dinge kom beïnvloed, maar wanneer dit by verontreiniging kom tussen dit wat ek verstaan van dit wat die Here in my lewe kom doen, wanneer jy kan kom karring aan dit wat my rein hou voor God, dan het ons 'n probleem en ek trek 'n lyn. En is my amazing hoe hierdie ouens alles vat. Jy verander my naam, dis alright, jy kan dit Beltsassar noem, maak nie saak wat dit beteken nie, jy kan my noem wat jy wil, maar wanneer dit by verontreiniging kom, dan sê ek, hier trek ek die lyn en nie verder nie, en dis 'n groot lyn om te trek. Dis 'n massive moment in hierdie geleentheid, want die probleem was nie net dat dit verandering gebring het nie, die probleem was in daardie konteks, as ek gaan opstaan teen hierdie ding, kan dit my lewe kos. As ek gaan opstaan en die lyn hier trek, kan dit meer vat as net 'n bietjie bordkos wat ek nie gaan eet nie. En hier is die ding wat vir my nog meer belangrik is in die manier hoe hulle die lyn trek in hierdie stadium. Want ek dink as ek en jy in daai konteks is, imagine jy's 13 jaar oud en jy word weggevat van jou ouers af. En jy word gesit in 'n omgewing waar jy beïnvloed word deur ander slim mense en ander mense van status en ander mense van invloed. Ek wonder hoeveel van ons sal 'n 13-jarige kwaadlik neem as hy die vleis eet wat vir hom voorgesit word. Hoeveel? Ek dink nie enige een van ons sal hulle kwaadlik neem. Die Here sal verstaan. Hulle is maar nog net kinders. Hulle weet nog nie regtig wat reg en verkeerd is nie. Ja, daar's baie beleggings in hulle gemaak, wel vir die Jode was dit as jy 13 is jy 'n volwassene, so jy moet eintlik kan al opstaan en besluite maak en sekere prosesse kan handhaaf. Jy moet al geskool en geleer wees in die verstaan van die Ou Testament, wel ten minste die eerste 5 boeke. Daar's goed wat al klaar vas is in jou lewe, maar ek wonder hoeveel van hulle sal regtig kwaadlik geneem word as hulle in hierdie spasie gesê het, wel ons moet ten minste eet. Ons het kos nodig. Die Here het ons so aan mekaar gesit dat ons voedsel nodig het om te kan lewe. So wie gaan my kwaadlik neem as ek in 'n land is wat nie my eie is nie? As ek in 'n omgewing is waar dit die verwagting is dat ek kan ingee tot hierdie ding, wanneer ek beïnvloed word en geen ander ondersteuningsraamwerk het nie. Wie gaan my kwaadlik neem? En tog staan hierdie 4 jong manne op en sê ons trek die lyn in hierdie spasie. En hier's 'n kritiese vraag wat ons dalk ons vandag moet vra. Waar is die plek waar ek en jy as gelowige dalk die lyn geskuif het omdat dit sosiaal aanvaarbaar geword het om dit so te doen? Waar het ek en jy al gemaklik geraak met dinge en dit maar net aangeskuif, want ons wêreld het begin sê, maar dit is okay om dit so te doen. Daar's 'n eenvoudige, wel daar's baie voorbeelde eintlik van sulke prosesse in jou en my lewe, maar ek wil 'n belaglike een vat, of eintlik een vat wat mense partykeer sal sê, maar dis belaglik om dalk so te dink. Dis dalk bietjie erg en bietjie en om so te dink. Dis dalk bietjie, ek weet nie of ek altyd gaan saamstem daarmee. Ek wil vir jou so 'n voorbeeld vat. Ek en jy as gelowiges het so gemaklik geraak met gesprekke dat vuil grappe en vuil taal is nie meer vir ons 'n issue nie. En wanneer 'n grappie vertel word om die braaivleisvuur wat nie van pas is nie, dan lag ons nou maar saam. En nou dink jy, maar dis bietjie rof. Jy vat nou daai lyn baie ver.
Jy vat nou daai lyn na 'n plek toe waar is dit regtig so groot issue as ek nou net gelag het vir hierdie grappie? Is dit regtig so groot issue as ek nou die lyn nie so duidelik getrek, hy's duidelik vir my getrek, maar in hierdie omgewing of in hierdie gesprek, miskien is hy nie so duidelik nie. Miskien is hy net so bietjie dof. Miskien is dit meer ordentlik om te lag as om die lyn nou duidelik te trek. Jesus het hierdie gesprek in die Nuwe Testament wanneer hy praat oor reinheid. En hy sê in Matteus 15 vers 10 tot 12 en hy sê en hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê luister en verstaan. Ek love dit wanneer Jesus kom op daai begrippe en hy sê daar's tye wat hy net sê nou moet julle hoor. Nou moet julle weet wat ek sê. Maar in hierdie konteks sê hy luister en verstaan. Hierso is iets wat ek nou met jou gaan deel wat jy nie net nou moet hoor en gaan verwerk nie. Hierdie is nie nou 'n plek wat ons dit gaan oor gesels en ons gaan bietjie later, we'll circle back to this en ons gaan verder hier oor gesels. En hy sê, luister nou en verstaan. Luister nou en kry begrip vir hierdie ding. Luister nou en trek lyne in jou lewe wanneer dit by reinheid kom. Hy sê, dis nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitgaan. Dit maak die mens onrein. Daarop kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseërs toe hulle die woord hoor aanstoot geneem het? Weet jy wat is die grootste probleem van lyne trek in jou en my lewe? Iemand neem aanstoot. Dis onvermydelik. Jy gaan iemand offend as jy 'n lyn trek, veral wanneer dit by reinheid kom. Veral wanneer dit by heiligheid kom. Veral wanneer dit by sekere sosiale aanvaarbare goeders kom, dan raak mense offended. En skielik wil hulle jou nie meer nooi nie. Moet net nie vir Lenro nooi nie, want hy lag nie as ons die grappies vertel nie. Hy wil nou nie dronk word saam met ons nie. Moet nie vir haar nooi nie, want sy skinder nie saam nie. En skielik raak dit 'n plek waar jy voel, maar ja, ek wil ten minste net deel wees. Ek wil ten minste ook net genooi word. Ek wil ten minste net ook in die spasies wees. En skielik, wanneer jy die lyn begin trek, word mense offended. En wanneer ons die gesprek hê hier vandag, ongelukkig is daar offense in die gesprek. En weer eens, ek hoop jy ken my hart al teen die tyd. Ek is nie hier om op jou tone te trap nie. Ek is nie hier noodwendig om jou te wil offend nie. Maar wanneer dit by die waarheid kom, dan sê ek altyd, ek offend jou eerder met die waarheid. En ek offend jou eerder met dit wat die lyn duidelik vir jou en my getrek word, as wat ek jou offend met my opinie. En wanneer ons by hierdie goed kom, is ek jammer om dit te sê, maar dit is wat die Here sê. Wanneer dit by reinheid kom, dan sê hy, trek die lyn duidelik. Hoor wat gaan hy verder in hierdie gesprek? Hy sê in vers 16, hy sê, maar Jesus sê, is julle dan ook nog sonder verstand? Want hulle wil nou weet, okay, maar wat beteken dit nou? Hoe verwerk ons hierdie gesprek? En nou sê hy vir die disippels, is julle ook nou nog sonder verstand? Begryp julle nog nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is wat die mens onrein maak. En nou hoor wat sê hy, want dit is uit die hart wat die slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal kom. Dis uit die hart wat slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal kom. Hy sê, jy dink dis nou net 'n gedagte. Jy dink dis nou nog net, hierdie is nog net gedagte gesprekke. Hierdie is slegte gedagtes. Hierdie is gedagtes wat nou nie in lyn is nie. Jy dink dalk nou net, dis 'n slegte gedagte in hierdie oomblik. Jesus sê, moenie net tevrede wees dat die lyn getrek word by uitkomste nie. Selfs wanneer jy dink oor hierdie goed, trek die lyn duidelik. En hy sê, jy verstaan van hierdie ding, begryp hierdie ding. Moenie net ligtelik wees met die lyn nie. Moenie net goed in plek sit wat jy dink, okay, hierdie is wat nou groot lyne en duidelike lyne. Hierdie is die massive goeters wat ons moet aanspreek nie. Hy sê, wanneer dit selfs by gedagtes kom, trek hierdie lyn duidelik. Jy sien die plek waar jy is, of die vriendekring waar jy jouself bevind, bepaal nie die vlak van toewyding aan jou geloof nie. Die plek waar jy is, of die vriende met wie jy kuier, of die omgewing waar binne jy jouself bevind, bepaal nie die vlak van toewyding aan jou geloof nie. Daar's goed wat jy moet trek in jou wese. Daar's goed wat die woord moet kom grense stel vir jou, en wat jy in 'n oortuiging moet kom staan en sê, Here, wanneer dit by die reinheid kom van u woord,
wanneer dit by die uitdrukking kom van dit wat U deur my lewe wil doen. Dankie dat U kom en die lyne vir my duidelik trek en ek kan myself eintlik net onderdanig maak aan dit. Romeine 12 vers 2 ken ons almal baie goed ook. Hy sê word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef. Sodat julle kan beproef. Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Maak seker jy trek die lyn dat dit nie lyk soos die wêreldse lyn nie, maar anders, sodat jy kan beproef wat die wil van die Here is. Sodat jy daai onderskeid kan tref, sodat jy kan weet, okay, dit gaan nie dalk eenvoudig wees wanneer ek hierdie lyn trek nie. En iemand gaan offended wees wanneer ek hierdie lyn trek, maar dit is vir my meer belangrik om te onderskei wat die wil van die Here is, as om die wil van 'n mens net te streel. En hier is die amazing ding van Daniel en sy vriende. Hulle moes eintlik al die oortuiging gehad het voor die uitdaging gekom het. Hier's waar ons die lyn trek. Moenie wag vir uitdagings voordat jy lyne begin trek in jou lewe nie. Moenie wag vir 'n krisis om te kom en te sê, okay, miskien moet ek die lyn hier trek nie. Daar's goed wat jy moet van bewus wees. Hier trek ek die lyn. Hier's ek besig om my lewe te belyn met dit wat die Here mee besig is. En wanneer hierdie ouens die lyn trek, is dit nie iets wat hulle net so nou en dan mee gekonfronteer word nie, Daniel hulle. Wanneer hulle die lyn by kos trek, word hulle 3 keer 'n dag gekonfronteer met die lyn wat hulle trek. Oggend, middag en aand. En dit is nie net elke nou en dan, wat ek net my moed moet bymekaar trek en sê, okay, hier moet ek nou sterk staan, hier moet ek nou opstaan vir die woord van die Here. Dis nie net per geleentheid of 1 keer 'n maand nie. Hierdie is dag in en dag uit, 3 keer 'n dag moet ek konstant weet, Here, hier's die lyn wat ek getrek het en ek gaan bly by dit. Hier's die oortuiging wat ek het rondom die reinheid wat U in my lewe wil doen, rondom die heiligheid wat U wil bewerkstellig in my, en ek sal nie 'n voet oor hierdie lyn sit nie. Maar dit gaan nie net oor die lyn trek nie, hoe jy die lyn trek is net so belangrik. Daniël 1 vers 11 sê, maar Daniël het aan die bediende gesê, wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Mishael en Asaria aangestel het, stel tog U dienaars 10 dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet, en die water om te drink. Hierdie is die enigste tyd wanneer groente goed is. Net hier. Romeine 12 vers 2 sê, hy wat swak is in die geloof eet net groente. So, hierdie is 'n spesifieke oomblik, ek moet dit net gee as 'n disclaimer, dis 'n spesifieke oomblik, dis die enigste tyd. Vers 13, laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van hulle jong seuns, wat die spys van die koning eet, deur U besigtig word. Handel dan met U dienaars, soos U bevinding sal wees. Die lyn is getrek vir Daniël en sy vriende. Hulle gaan nie compromise op hierdie ding nie. Maar hoor hoe doen hulle dit? Hulle gooi nie eers 'n heilige tantrum nie. Nee, want dis wat ons baie keer doen. Wanneer ons voel, iemand kom karring nou aan die lyn, weet jy wat doen ons eerste? Facebook. Dit is onaanvaarbaar. Dat die Olimpiese spele. Hoor gou, waar trek hulle die lyn eerste? In die privaat. Kry die ou nader, wat oor ons aangestel is. Kom hoor gou hier. Ons wil hier 'n lyn trek. Dis nie nou nodig dat almal weet ons trek die lyn nie. Dis nie nou nodig dat die menigte, hulle gaan dit hoor, en daar kom 'n tyd wat ons die Facebook statements moet maak. En ek glo my, ek is voor in die koor ook. Ek is reg, as daar 'n boodskapie getik moet word, ons gaan vir hom tik. Maar hoor wat trek hulle die lyn eerste. Hulle sê, kom ons kry die ou, wat beïnvloed word deur hierdie lyn direk. Kom ons kry die ou wat oor ons aangestel is, wat sekere uitkomste van verwag word. Hier's 'n koning wat oor hom aangestel is, hier's 'n hofdienaar wat oor hom aangestel is. Hulle het sekere uitkomste wat hulle moet kry. Hulle moet die jong man sterk kry en gesond kry om diens te doen in die paleis. Kom ons kry die ou wat oor ons aangestel is, kom en hoor, ons wil 'n lyn trek hier in ons lewens. Ons wil hier 'n duidelike plek kom neersit, waar binne ons sê, ons wil nie blootgestel word aan die volgende nie. En daar kom 'n tyd 10-1 waar die heilige tantrum nodig is. Daar kom 'n tyd 10-1 daarvoor. Maar wanneer ek en jy begin by die lyn, begin ons in die privaat.
Wanneer ons begin by die lyn, begin ons in die plek waar binne ons sê, ek het nou nodig om standpunt in te neem, en nie almal hoef te weet ek neem standpunt in nie, maar die plek waar ek standpunt inneem, gaan 'n duidelike stans wees. En dan hoor hoe trek hulle die lyn. Hierdie is amazing woorde. Hy sê in hierdie prentjie, vers 12, stel tog u dienaars 10 dae lank op die proef. Hulle trek nie die lyn met 'n fight en sê, luister hier, as hierdie ding nie gaan gebeur nie, dan sal jy die kwaai Daniel sien. Nee, dan gaan jy gaan sê, ek is ongeskik. Nee, ek weet nie eens hoe om dit te sê nie. Skielik is jy in 'n konfronterende omgewing, waar jy die lyn trek, en jy begin net opstaan en sê, luister jy, as jy nie nou aanpassings maak binne in hierdie ding nie, dan gaan ek en jy vassit, en ons gaan hierdie ding ons soos manne uitsorteer agter die fietsloods. Dis wat ons gaan doen. Maar kom 'n tyd, waar hierdie ouens, wanneer hulle die lyn trek, dan sê hulle, ons doen dit op so 'n manier, wat ons bereid is, dat dit op die proef gestel kan word. Kom toets hierdie ding in ons. En weet jy wat het ek agtergekom? Die oomblik wanneer ek bang is, dat die lyn getoets word in my, beteken dit net, ek het hom nog nie duidelik genoeg vir myself getrek nie. Die oomblik wanneer ek bang is vir die toets, hierdie lyn moet nou net nie getoets word nie, want ek is onseker of ek gaan staande bly binne in hierdie ding. Ek is onseker of hierdie ding my dalk van koers af gaan gooi. Ek is onseker of ek myself gaan bevind buite die kring wat getrek is. Dat die oomblik wanneer ek bekommerd is oor 'n toets wat gaan kom vir die lyn, beteken dit net, ek het hom nog nie duidelik genoeg getrek nie. Dan moet ek dalk teruggaan na die gesprek wat Jesus gehad het en gesê, luister en verstaan. Here, ek het gehoor, u woord sê dit, help my om dit te verstaan. Here, ek het gehoor, u woord verwag dit van my, help my om dit te verstaan. Ek wil nie net weet waarom die lyn te trek nie, ek wil weet hoe. En is 'n kritiese vraag. Te veel Christene weet waar die lyn is, maar hulle het vergeet hoe. En die uitkoms van dit alles is vir my so amazing. Worship team, julle kan my join hier voor. Die uitkoms van dit alles, vers 17, ons ken eintlik die uitkoms almal baie goed. Hy sê, en hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniel verstand gehad van allerhande gesigte en drome. En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, dis 'n 3 jaar tydperk wat nou verbygegaan het. 3 jaar wat hulle elke dag die lyn trek. 3 jaar, 3 keer 'n dag wat hulle hierdie lyn trek. 3 jaar lank wanneer die ander 3 dalk nie by is nie en is net jy alleen wat hierdie lyn trek. En aan die einde van die dag, wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het met hulle gespreek, en onder almal is daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Mishael en Asaja nie. So het hulle dan voor die koning gedien. En in enige saak van wyse insig, waarin die koning hulle ondervra het hy bevind dat hulle al die geleerdes en die besweerders in sy hele koninkryk, oor hierdie getal, 10 maal oortref het. Hier is iets wat ek agtergekom het in my lewe. En is 'n beginsel wat ek bereid is om te toets. As ek die lyn trek, volgens die woord van die Here in my lewe. As ek die lyn trek, volgens dit wat sy oortuiging in my lewe kom losmaak. Maak nie saak wat die teenstand is nie, daar's guns. Daar's uitkomste. Wanneer ek die lyn op die verkeerde manier trek, kos dit my dalk meer as wat ek besef. Wanneer ek dit trek en ek besef nog nie lekker wat hierdie lyn behels nie. Wanneer ek dit trek en ek compromise die lyn. Ek wonder hoe lyk dit as Daniel en sy vriende die vleis geëet het. Ek wonder hoe lyk dit. Nou onthou ons praat weer hier uit die konteks van hier was nog Ou-testamentiese oortuigings en verwysings waar volgens hulle reinheid gemeet het. En in hierdie plek waar binne hulle sê, hier's die issue wat ons het.
verontreiniging is vir ons so 'n groot beginsel, dat ons sal sê, al sou hierdie my alles kos, trek ek die lyn. Al sou dit beteken, dat ek nie in die paleis kan wees nie, al sou dit beteken, dat ek nie môre opstaan nie, al sou dit beteken, dat ek niks verder moet eet nie, hier trek ek die lyn. En ek wonder partykeer vir jou en my, wat is die prentjie van die lyn wat ek en jy trek in ons lewens? Is dit met die verwagting van fynskrif, wat net sê, Here, maar die kondisies van hierdie lyn, moet net, onthou net, daar's sekere goed, wat gemaklik nog moet wees, binne in hierdie ding. Daar's sekere goed, wanneer ek hierdie lyn trek, Here, wanneer ek lees 10 maal oortref, ek wonder hoeveel keer, word hulle gechallenged deur die ander mense. Ek wonder hoeveel keer as daar iemand wat nie verbykom met 'n stukkie vleis. Hey, en hy vleis ruik lekker, hy's perfek gebraai. Hy sny hom so en dit is pink aan die binnekant. En hy kom sit as prins langs Daniel. Hoe lyk dit? Vandag lus? Kyk hoe sag is hy, hierdie mes sny net deur hom, soos botter. Ek wonder hoeveel keer sit hulle in 'n gesprek, waarbinne hulle hierdie uitdagings beleef. Ek wonder hoeveel keer ryk hulle goed, en hier aan jou binnekant is jy net soos, Here, is hierdie lyn regtig so nodig? Is hierdie lyn regtig so duidelik? Is daar nie 'n compromise in hierdie ding nie? En ek wil jou challenge vanoggend, en vir my, en hierdie gemeente, wanneer dit by reinheid en heiligheid voor die Here kom, don't ever compromise the line. Ever. Dis nooit okay nie. Dis nooit aanvaarbaar nie. En daar's plekke in jou en my lewe, waarbinne ek en jy dalk die ongemaklike lyn moet trek. Dit beteken nie, jy moet nou gaan en vir die ander persoon sê, luister, ek gaan nou nie meer die, of ek gaan nou nie meer daai nie. Trek net die lyn, hulle gaan dit agterkom. Ek onthou toe ek 'n jong seun was, en ek het in Valpark groot geword, my pa is die pastoor van die dorp, almal ken my, almal weet wie ek is. En ek het as 'n klein seun, het ek dit beleef, ek het eintlik half 'n voordeel eintlik daarin gehad, besef ek nou. As ek by 'n gesprek opdaag, nou soos kinders, laerskoolkinders, dan hoor ek hoe hulle vir mekaar sê, hier kom die pastoor se seun. Want hulle weet, ek gaan vir my pa sê, en my pa gaan hulle pa bel, en sê, hey, jou kind het hierdie en hierdie grappie vertel, of hierdie en hierdie ding gedoen. So, ek was beskermd gewees. 12 jaar oud trek ons Pretoria toe. My pa word voltyds evangelis. En ek vertel hierdie nie vandag om te brag vir jou nie, ek vertel hierdie vandag, want ek weet wat het vat om 'n lyn te trek, as 'n jong man. En ons trek Pretoria toe, my pa word voltyds evangelis, hy het nie meer 'n gemeente. Met ander woorde, niemand weet wie ek is nie. Ek gaan van 'n skool van 400 kinders, na 'n skool van oor die 1000. Ek stap daar in, en ek besef, niemand weet, wat my oortuigings is nie. Niemand weet of dien ek eers die Here nie. Die vorige skool het almal, tot die onderwysers het dit geweet. Lenaro, sal jy vir ons bid asseblief, vir die klas? Staan ek nou maar voor, dan bid ek nou maar vir die klas. As ek my mondeling doen, dan lees ek vir hulle 'n Bybelversie. My kans gevat om te preek, al toe ek klein was. En ek onthou, hoe ek in daai skool inloop, en is asof die Heilige Gees iets in my hart kom losmaak het, wat net gesê het, Lenrou, staan vir dit wat jy glo. En ek onthou hoe ek, in die laerskool was dit maklik nog, jy is nie te veel gekonfronteer met dinge nie. Ek word 16 jaar oud, ek gaan na al die skoolpartytjies toe, ek word genooi na almal toe, ek is daar kuier saam met almal. In ons huis het ons nie gedrink nie, nie dat alkohol noodwendig verkeerd is, en op sigself nie dronk word, sê die Bybel is. Ons huis het ons nie gedrink nie. En daar's 'n klomp redes wat ek nie nou wil ingaan op met dit nie. En by elke partytjie bied iemand vir my iets aan. En iemand vra vir my, wil jy nie? En dan sê ek net nee. Dis nie wie ek is nie, dis nie wat ek doen nie. Ek het nie nodig om dit te gebruik nie. En ek begin beleef hoe geloof begin opstaan in my.
17 gaan ek na 'n partytjie toe en is op 'n hoewe buite Pretoria. En ek besef, hey, ek slaap vanaand hierso. Môreoggend kom haal my ma my nie, eers môre aand. As daar ooit 'n kans was, is dit vandag. En aan my binnekant maak ek 'n besluit en ek sê, Here, wel, ek het nie meer vir die Here gesê nie. Ek het vir myself besluit. Ek gaan. As iemand ek gaan nie self vat nie. Ek gaan nie self my ingooi nie, maar as iemand weer vir my aanbied, wat elke keer gebeur, as iemand weer vir my aanbied, gaan ek net nie nee sê hierdie keer nie, ek gaan dit vat. Die enigste skoolpartytjie in my hele skoolloopbaan waar daar geen alkohol was nie. Ons 'n paar ouens wat besluit, hulle gaan 'n shebeen soek, daar op die hoewe in Pretoria. Ek gaan saam. Ek gaan saam stap. Kry niks. Ons loop terug, ek klim my aand in my bed as 'n 17-jarige seun en ek hoor hoe die Here vir my sê, Lenro, ek roep jou om anders te wees. En ek trek 'n lyn in my lewe wat duideliker geword het soos wat ek ouer geword het. En in daai plek waar binne ek gekonfronteer word op 'n klomp fronte, 17 jaar oud, en ek staan op en ek sê, Here, vandag kies ek. Toe ek 18 word, en ons het ons eerste rugbyspan afsluiting, kom my manne met koelers daaraan, 18 jaar oud, en het is net drank waar jy kyk. Ons kramskakel, ek het loskakel gespeel daai tyd, ons kramskakel bring 'n cooler bag, hy 2. Hy kom sit hom voor my voete neer, hy sê, ek het vir jou gesorg. Sprite, vrugtesap, water. Uit sy sak uit gaan koop hy vir my, want hy was bang ek het nie genoeg nie. En ek besef, trek die lyn op die regte manier en daar gaan guns wees. Trek hom op die verkeerde manier. En van daar af het ek besluit, ek gaan nooit weer vir mense sê, noodwendig hoekom ek nie, tensy hulle my vra. Maar ek trek 'n lyn. En in daai prentjie van 'n lyn trek en opstaan, begin die Here nie net geloof losmaak nie. Hy begin gesprekke losmaak, waar binne mense partykeer vir my sê, dit gaan nie noodwendig oor die lyn, oor alkohol by ons nie. Dit gaan oor gesprekke van, waar moet ek die lyn trek? Dit gaan oor gesprekke waar mense sê, ek voel ongemaklik dat ek nie diep groei, of diep wortel skiet in my geloof nie. Hoe doen ek dit? En ek wil jou challenge vandag, jy sê dalk, ja Lenro, dit is maklik vir jou, jy's 'n pastoor. Jy moet elke dag, lees jy net Bybel en jy sing worship liedjies, dis lief, en speel golf so nou en dan, dis lieflik. Dieselfde vir my as wat dit vir jou is. Dis 'n lyn wat ek nie net getrek het nie, maar wat ek konstant Here moet vra, Here, help my om dit te verstaan. Help my om dit vandag weer nie oor te trek. Help my om vandag weer bewus te wees van dit. En ek wil jou vra vanoggend, as jy in hierdie plek is. Miskien is daar 'n lyn wat jy gecompromise het. Want jou werkskollegas is 'n moeilike lot. En hulle gaan nie verstaan nie. En hulle gaan nie weet nie. En jy het eintlik op 'n plek gekom waar jy besluit het, ek gaan net nie meer eintlik saam met hulle kuier nie, want dit is net nie so maklik nie. Dis nie eers meer dat hulle jou nie nooi, jy kies sommer net. En ek het eintlik so beleef hoe die Here my challenge vandag om vir jou te sê. Miskien is dit weer tyd om op te daag. Met jou lyn. Miskien is dit tyd om op te daag en verander weer te wys. Dis hoe dit lyk. Om jouself af te sonder. Dis hoe dit lyk om 'n lyn te trek en te sê, Here, hierdie gaan nie oor voorkeur nie. Hierdie ouens is gemaklik. Verander my naam, verander alles, doen wat jy wil, maar moenie aan my reinheid kom karring nie. Moenie kom karring aan dit wat my verhouding met my Vader kom beïnvloed nie. En wanneer ek en jy begin opstaan in daai spasie, begin die Here vertrou
vir 'n omgewing waar die guns wat hy vir jou gaan gee, nie net iets gaan wees wat vir jouself is nie, maar wat ander intrek in 'n gesprek om lewens te verander, om God se koninkryk te vestig, om transformasie te bring. En ek wil graag saam met jou bid in hierdie oomblik. Ek wil tweeledig eintlik die gesprek hê. Een, as jy dalk die lyn gecompromise het in die laaste ruk. En ek gaan jou nie ontbloot met dit nie. Dis nie nodig dat ek dit weet nie. Jy weet dit. Die Here weet dit. En miskien wil jy net vanoggend sê, Here, ek kom trek die lyn weer opnuut. Maar tweedens, miskien het jy nog nooit 'n lyn getrek nie. Miskien sit jy vandag hierso en jy sê, ek is dalk nie 'n Christen. Miskien sê jy, ek is nog nie eers 'n Christen nie, maar ek het vanoggend gekom want ek wil hoor. Miskien is daar iets wat die Here vir my wil sê. Miskien is daar iets wat die Here vandag in my wil kom losmaak. Miskien is jy vanoggend dalk net juis hier, want die Here wil iets kom verander binne in jou. Miskien het die Here jou vanoggend hiernatoe gestuur om te sê, hey, vir lank genoeg het die lyn net 'n kolletjie gewees vir jou. Miskien was dit lank genoeg wat dit okay was om te compromise. Vandag sê die Here vir jou, in 2024, trek die lyn opnuut en trek hom duidelik. Selfs in gedagtes, selfs in uitvoering. Ek wil jou vra vir 'n oomblik jou oë te sluit daar waar jy is. En as jy in een van hierdie twee gesprekke wil deel wees, as jy wil ingesluit wees in 'n gebed in hierdie konteks, of jy die lyn gecompromise, of jy moet hom dalk vandag vir die eerste keer trek, wil jy nie daar waar jy is vir 'n oomblik net jou hand in die lug steek, net as 'n aanduiding. As jy hom opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Here, vanoggend kom ons met oortuigings in ons harte. Nie opinies nie. Nie dit wat mense as 'n riglyn stel vir 'n goeie lewe nie, of 'n goeie mens nie. Nie vir dit wat sosiaal aanvaarbaar is vir ons wêreld nie. Nie vir dit wat ons net kwalifiseer of klassifiseer as, jy's daarom okay nie. Here, vandag kom trek ons die lyn volgens u woord. Here, wat is dit wat u kom verwag van ons binne in die konteks van reinheid? Binne in die verstaan van wat dit vat, Here, om in verhouding met u te wees. Van dit wat kom verander word binne in ons. Vandag, Here, kom maak ons weer 'n besluit en 'n keuse duidelik om te sê, Here, ons wil in lyn wees en binne die lyn wees wat u trek. I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Here, vandag sê ons dat ons sny eintlik af die begeertes van die wêreld. Here, ons kom bely dit wat ons so maklik deel maak van ons lewens, wat sosiaal aanvaarbaar is. Dit wat so maklik geherdefinieer word deur die wêreld. Here, kom bring ons vandag na u toe, help ons om die lyn duidelik te trek. Nie stippellyne waar ons min of meer kan 'n gap vat waar dit nodig is nie, of waar ons kan aanpas waar dit nodig is nie. Here, kom trek die lyn duidelik. En ek bid, Here, vandag vir ons gemeente. Ek bid eintlik vir die liggaam van Christus in totaliteit. Here, dit wat in ons omgewing aan die gang is, Here, help ons om as gelowiges lyne te trek. Help ons, Here, om wanneer die gesprek ongemaklik raak, nie bekommerd te wees om te bly by die lyn wat u getrek het nie. Help ons om nie te compromise nie, Here. Help ons om sterk te staan in die geloof. Ons wil nie net kom en op 'n publieke platform dit afskree nie, Here. Ons wil dit kom uitleef in die gesprekke waar hierdie lyn iemand anders beïnvloed. Dis ons gebed, Here, vanoggend. Mag u verheerlik word, Here, nie in ons proses nie, maar deur u woord wat gestalte vind binne in ons. Dis ons gebed in u naam, Here. Amen en amen. Ons gaan in 'n tyd van nagmaal inbeweeg. Daar's 2 tafels daar agter, is 2 tafels hier voor. Jy kan uitbeweeg soos wat die Here jou lei. As jy by ons kuier vandag, ons is dalk uniek in die manier hoe ons dit doen. Ons het nie noodwendig klomp mense wat hier voorkom staan en dit bedien nie.
Vir ons is dit die wete, dis 'n sakrament. Maar hierdie sakrament is ook 'n familietafel. En ons nooi jou om deel te neem aan die liggaam van Christus, wat vir jou en my gebreek is, sodat ons nie dowwe lyne kan trek nie. Wat vir jou en my gebreek is, sodat ons kan verstaan, dis wat dit vat. Sy bloed, wat vir ons gevloei het, nie net om ons rein te was en skoon te was van sondes nie, maar ons op 'n plek te sit waar ons kan lewe in oorvloed, in die verstaan van wat die gebreekte liggaam vir jou en my kom doen het. Waar ons nie net staan in die dankbaarheid, Here, U het my skoon gewas en dis genoeg nie, waar dit my aktiveer in 'n lewe van oorvloed. En mag jy vanoggend, soos wat jy die brood breek en die sap drink, mag dit vanoggend die lyn kom duidelik maak in jou. Jy is welkom as jy by ons kuier ook, die manier hoe ons dit doen, jy vat 'n brood, jy deel dit tussen jou vriendekring, jou familie, die mense saam wie jy is. As jy op jou eie hier is, kan jy 'n broodjie vat vir jouself ook. Maar ek wil jou nooi om saam met my te staan en soos wat die Heilige Gees jou lei in die volgende paar minute om uit te beweeg na die tafels toe en toe te laat dat die Here jou ook net kom bedien.